Gemeente, voordat ons uit die Bybel uitlees, bid ons eers saam. En ons vra dat die Here nou vandag ook hierdie woord en die verkondiging daarvan vir elkeen van ons sal seën. U kan net so bly sit, dan roep ons die naam van die Here aan. Here, ons bely dat U vir ons baie goed is en dat U groot is. En soos die openingswoorde en die fotum van ons erediens bevestig, dat U trou teenoor mense van geslag tot geslag is en dat dit altyd voortduur. Ons dank U dat U ons begenadig om U lief te hê, om ons lewens in te rig rondom die voorbeeld en die woorde van Jesus Christus ons Here. En dat ons ook dan raak lees, Here, hoe gereeld hy die tempel besoek het. Selfs te midde van sy verskille met baie van die Joodse skrifgeleerdes, was sy plek in die tempel altyd gevul. Daardeur leer ons hoe wonderlik dit is, Here, dat wanneer mense wakker word op 'n Sondagoggend, daar die behoefte is om saam met medegelowiges in die huis van die Here te wees, soos dit hoort. Baie dankie dan vir elkeen wat vanoggend gekom het met verwagting, met 'n ingehoue vreugde, omdat U woord vir ons kosbaar is, en omdat die verkondiging daarvan, Here, vir ons iets is wat ons lewens verryk, ons moed en hoop gee vir ons lewens elke dag, en ons ook aan mekaar bind as gemeenskap van die heiliges. Here, kom dan nou en wil U woord vanoggend in ons harte seën. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan 'n paar verse uit Rigters 5 lees. Ek gaan net eers, soos dat ek in die WhatsApp boodskap ook genoem het, toe ons die erediens adverteer het of U uitgenooi het, net eers 'n inleidende opmerking maak. U sal dit baie keer sien dat ons in die geskiedenisverhale en historiese materiaal in die Ou Testament veral, dit baie keer kry dat daar dan 'n poëtiese gedeelte, 'n gedig of 'n lied, baie keer in die teks gevoeg is. Die apostel Paulus, wat baie van die briewe in die Nuwe Testament geskryf het, was ook lief daarvoor om dit te doen. Hy sê byvoorbeeld in Romeine praat oor die grootheid van God, en dan dink, hoe kan hy dit aan mense oordra? En wat hy dan doen is om 'n lied of 'n gedig, antieke, die voorbeeld is daai pragtige gedeelte in Romeine 8, dan 'n antieke lied eintlik in te voeg. En daardie poëtiese gedeelte is belangrik, omdat dit die teologie van die gedeelte eintlik verwoord. So ons het nou in Rigters 4 en 5 ook so 'n voorbeeld. Rigters 4 vertel die verhaal van 'n baie merkwaardige vrou in Israel, Deborah, wat ongelooflike goed reg gekry het, en ek dink 'n verskriklike dinamiese mens was. En dan is daar 'n lied wat sy geskryf het. Dit is een van die oudste liedere in die Ou Testament. Die lied van Deborah, wat 'n gedig is, en waar sy uitsprake maak oor alles wat rondom haar gebeur, wat uiteindelik vir ons belangrik is. So ons gaan nou Rigters, die rigteres, Deborah se verhaal in die prediking hanteer, maar ons gaan dit veral doen aan die hand van daardie poëtiese gedeelte, die gedig, waaruit ons nou 'n paar verse gaan saam lees. Kom ons lees dan uit Rigters 5, ons gaan net vers 6 tot 8 lees. Rigters 5, net vers 6 tot 8. In die dae van Samgar, die seun van Anat, in die dae van Jael, was die hoofpaaie stil. Reisigers het ompaaie gebruik. Die lewe buite die stede het in Israel gekwyn en agteruit gegaan, totdat ek, Deborah, na vore gekom het. Totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. Toe die volk nuwe gode vir hulle gekies het,
het daar oorlog gekom. Maar nie een uit Israel se duisende soldate, nie een nie, het die wapen opgeneem nie. Ons gaan net daardie uitsprake uit Deborah se lied, vanoggend uit Rigters 5, God se woord in ons lewens maak. Kom ons luister daarna, ook na die verkondiging van die Here se woord, deur sy Heilige Gees. Gelukkig is mense wat lief daarvoor is om die Bybel gereeld te lees. Totdat ek Deborah na vore gekom het. Totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. Leiers het ontbreek in Israel, totdat ek opgestaan het. Liewe broers en susters in die Here, 'n vraag waaroor ons soms wonder, wanneer dit oor die uitlewing van ons geloof gaan, is presies wat dit behels. Wat beteken dit? Dat ons baie gereeld vir mekaar in die kerk en van die kansel af sê, jy moet jou geloof uitleef. Jou geloof moet sigbaar wees. Wat verwag die Here van my in bepaalde lewenssituasies? Het ek 'n verantwoordelikheid teenoor my vriendin wat deur 'n egskeiding gaan? Hoe moet ek my buurvrou ondersteun wie se man oorlede is? Wat moet ek doen in 'n geselskap waar iemand beskinder word, beswadder word? Of wat die Here se naam uitlik gebruik word? Die Bybel is daaroor baie duidelik, dat navolger van Jesus Christus wees, sekere verantwoordelikhede op ons skouers plaas. Christenskap is 'n voorreg. Dis 'n wonderlike saak in ons lewens. Dis die belangrikste saak, maar dit is ook 'n saak wat saam met sekere pligte kom. Ons vergeet dit soms, of ons duins partykeer daarvoor terug, omdat ons nie daarvoor kan sien. Tog woed daar elke dag nog die stryd tussen goed en kwaad, tussen reg en verkeerd. Dis 'n stryd wat nooit op aarde verby sal gaan nie. En elke gelowige is outomaties daarbey betrokke. Of ons dit daarvan bewus is of nie. Die kerk het nog altyd op grond van die getuienis van die skrif verkondig, dat 'n verloste in Jesus Christus sy of haar geloof sigbaar uitleef, en dat dit bepaalde verantwoordelikhede meebring. Rigters 4 en 5, wat jy miskien, ons het nou nie die hele lang hoofstukke gelees nie, miskien kan jy in die stilte tyd bietjie weer daarna kyk. Rigters 4 en 5, daar lees ons die lewensverhaal van 'n merkwaardige vrou, Deborah. Ons leer haar ken as eintlik maar 'n ma en 'n plaasvrou. Maar soos die verhaal vorder, kom daar verskeie verrassende dimensies in hierdie vrou na vore. Sy tree op as 'n profetes in Israel, 'n ampt wat eintlik gewoonlik net vir mans toeganklik was. Sy is ook 'n regter wat in die stadspoorte sit en wat geskille tussen mense bylê. En in ons geleesde gedeelte initieer sy 'n militêre offensief wat tot 'n belangrike veldslagoorwinning vir die godsvolk lei. Haar heldedade en moed word dan in hierdie pragtige antieke gedig, een van die oudste gedeeltes in die Ou Testament, besing in Rigters 5. Vir ons lê die betekenisvolle en die belangrike om vanoggend raak te sien wat hierdie vrou se lewe en optrede ons oor die navolging van Jesus Christus leer.
Kom ons kyk eers vlugtig na die agtergrond van die gedeelte, wat ons nou nie alles vanoggend saam gelees het nie, maar wat deel vorm van ons boodskap vanoggend. Na die volk Israel se intog in Kanaan, in die beloofde land, het alles nie altyd voor die wind gegaan nie. Die land was reeds bewoon deur verskeie volkere, waarvan die Kanaaniete vir Israel reg deur hulle geskiedenis die grootste uitdaging ingehou het. Daar was die gebruikelike kompetisie vir die land, vir die hulpbronne, vir die landbougrond, vir die handelsroetes. En ook in Bybelse tye, soos vandag ook ongelukkig nog in ons moderne wêreld, het mense doodgewoon nie die vermoë om te deel nie, om mekaar te akkommodeer nie. Die hulpbronne is daar, genoeg vir almal, maar tipies mens wil ons opeis vir onsself. Die koms van Israel na Kanaan loop voortdurend uit op spanning en skermutselings tussen die twee nasies en uiteindelik dan tot 'n volskaalse oorlog. En dit bring mee dat nie net Israel se voortbestaan bedreig word nie, maar ook die aanbiddingspraktyke en die viering van die feeste van die Here. En dan berig Rigters 4 inderdaad dat die oorlog nou uitgebreek het. Wat 'n mens met die lees van hierdie verhaal egter dadelik tref, is dat met die ernstige bedreiging van Israel tot op die punt waar hulle voortbestaan eintlik op die spel is, en waar die volgehoue beoefening van hulle godsdiens ook in gedrang is, daar nie dadelik enige leiers na vore tree nie. Selfs vir die oorlog wat onafwendbaar lyk. Deborah sou later in 'n oorwinningslied noem dat die soldate uit Israel baie huiwerig was om die wapen op te neem. Die ou vertaling het eintlik gelees, leiers het ontbreek in Israel. Dit maak byna nie sin nie. Jou voortbestaan word bedreig. Jou godsdiens is in gedrang. Maar niemand kom beslissend na vore, leiers bly afwesig. 'n Mens se onmiddellike vraag sou wees, waarom? Waarom is mense afwesig op plekke waar hulle moet wees? Waarskynlik omdat dit nie vir hulle belangrik is nie. Of omdat daar miskien baie ander dinge is wat meer belangrik is. Of omdat hulle glo en hoop iemand anders sal na vore kom. Geliefdes, wanneer mense afwesig is waar hulle moet wees, kan dit ernstige gevolge vir hulle en vir ander inhou. Wanneer mense nie opstaan en na vore kom, wanneer 'n situasie dit vereis nie, het dit soms verrykende implikasies. Ons moderne samelewing toon tekens van afwesigheid. Mense is toenemend nie meer werklik by mekaar betrokke nie. Mense is ongelooflik genoeg nie eers baie keer meer in hulle intieme gesinskringe werklik toegewyd by mekaar betrokke nie. Ons begin, en sielkundiges gaan ons daarin voort, ons begin begrippe ontwikkel, soos die afwesige vader. En dit dui nie net die fisiese afwesigheid van vaders van plus minus 40% van die Suid-Afrikaanse huishoudings aan nie, maar erger, die emosionele en die geestelike afwesigheid van vaders by hulle gesinne. En wat van baie vaders geld sekerlik ook van baie ander gesinslede. Mense raak ook al hoe minder by instellings betrokke, by die kerk. Dis verskriklik moeilik om mense by die kerk betrokke te kry, by die skool. Ons is nie meer daar betrokke nie. By die samelewing. Daar is soveel om te doen. Daar is soveel wat gedoen moet word.
maar die leiers ontbreek. Daar is 'n afwesigheid. Daar's baie keer 'n ongeërgdheid. Miskien was dit ook maar die vernaamste rede vir die gebrek aan leiers in Israel in die dae van die Kanaanitiese bedreiging. Die werk was daar. Die dringende oproep word gemaak. Maar op 'n kritieke tyd kyk die potensiële leiers vir mekaar om op te tree, bly die knieë en die hande slap. Geliefdes, die afloop van hierdie verhaal is gelukkig 'n baie goeie een. Eintlik 'n besondere goeie een. Danksy 'n vrou. Danksy Debora. Een van die mees merkwaardige figure in die Ou Testament. Veral gelees teen die agtergrond van die tipiese kulturele situasie van daardie tyd, waarin vroue misken is in die samelewing. Daar staan Debora uit. Sy laat haar nie deur konvensie of deur reëls inperk nie. Nie net iemand as wat regspraak behartig nie, wat profeteer nie, maar ook iemand wat vir Barak uiteindelik inspireer tot 'n militêre offensief teen die Kanaaniete en wat uiteindelik die voortbestaan van Israel verseker. Debora verwys na haarself in ons teksvers as 'n moeder. 'n Moeder in Israel het na vore gekom. 'n Ma wie se besorgdheid oor haar kinders, haar weier by die gemeenskap en die hele volk se welsyn betrokke gemaak het. Moeder dui eintlik hier op 'n eretitel. Sy het eintlik 'n moeder vir die nasie geword, 'n moeder vir die volk. Iemand wat waak en beskerm. Geliefdes, ons wêreld gaan mank aan ware leiers. Kyk maar na die nuuskanale. Tot die grootste lande, waar is die leiers met integriteit? Ons is so terdee bewus van die leierlose situasie in ons eie land. Maar die wêreld ontbeer baie keer ook geestelike leiers. Ook in ons huise, waar vaders die geestelike leiers moet wees. En dan leef ons in 'n tyd van groot afwesigheid, van groot ongeërgdheid wat ons geloofsverantwoordelikhede betref. Ons bly baie keer stil, wat die Here verwag van ons om te praat. Ons tree baie keer nie na vore nie. Maar ons navolging van Jesus Christus verwag van ons om op te tree. Ons is baie kere nie daar nie, nie in liggaam nie, of nie in gees nie. Waar daar geleenthede is om ons geloof en die heil van Jesus Christus in die erediens te vier. Ons is doeteenvoudig nie daar om daarin te deel nie. Ons bly sit waar ons tyd en ons energie en ons insette 'n verskil kan maak. In ander se nood of seer of pyn. Of waar ons tydige woorde of ons optrede beslissende slae vir die koninkryk van God kan slaan. Daar, Debora se verhaal is opgeteken om vir alle tye vir gelowiges 'n aansporing te wees. Wat dit beteken as jy verantwoordelikheid neem vir die goeie stryd in die koninkryk van die Here. Enigeen is daarvoor 'n kandidaat. Jy het nie opleiding nodig nie. Jy het nie die Here in jou hart nodig. Sy was 'n ma, net 'n gewone ma. Hoe lank sal daar oor ons tyd geskryf staan, hierdie verskriklike aanklag van ons teksvers? Leiers het ontbreek. Toegewyde gelowiges was daar maar min van. Wanneer sal daar van een my lewe gesê word, hy of sy het opgestaan toe dit nodig was? Hy of sy het na vore gekom toe God se eer op die spel was. Daartoe help die Here ons altyd. Amen. Kom ons dank saam. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here vir die helderheid, die duidelikheid van u woord.
Dankie dat hierdie gedeelte opgeteken is en dat dit vir geslagte en vir eeue en eeue behoue gebly het, sodat ons dit vandag kan lees en u Heilige Gees kan gebruik om ons te inspireer om hierna te streef. Om vir onsself te sê, hoe kan ek 'n verskil maak in hierdie wêreld waarin die Here my geplaas het? Waar kan ek nood verlig? Waar kan ek gaan praat en so die mond van Jesus Christus word? Dankie Here dat ons hier kan deel in ons erediens, in ons gemeente. Ons bid vir baie Here wat hulle verantwoordelikhede misken. Ons dankie vir baie wat in hierdie gemeente werk. En ons vra Here dat U ons altyd sal inspireer om verantwoordelik te wees. Hoor ons gebed vanoggend Here, hierdie wonderlike sagtheid en heerlikheid van U Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.